Familie, u is hartlik gegroet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek nooi u om aan te sluit saam met ons vir hierdie Bybelstudie les nommer 3. Die titel is die geheime wegraping. Dit was my voorneme om dit te doen nie, maar dit is soos wat die Here gelei het. En ons weet hier in Suid-Afrika, as ook reg oor die wêreld, is daar kinders van die Here wat glo dat hierdie week vanaf die 23ste, enige tyd vanaf die 23ste tot die 26ste sal hierdie geheime wegraping plaasvind. Ek wil tog vir u vra om asseblief die lesse, indien dit vir u moontlik is, om dit in volgorde saam met ons deur te gaan. Daniël 12 vers 1, in die tyd sal jou volk, die is die kinders van die Here, in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrewe staan. Redding is afhangend van of onze name opgeskryf is in die boek van die lewe van die lam wat geslag is voor die grondlegging van die wêreld. In onze vorige studies het ons al reeds hierdie idee aan ons bekendgestel. Daniël sien in hoofstuk 7 vers 10 hierdie gebeurtenis wat in die hemel in plaasvind, en hy noem dit, hy sê die geregheid gaan sit. En as ons praat van die gereg, dan praat ons van 'n hofsaak wat begin. Hy sê die geregheid gaan sit en die boeke is oopgemaak. Hierdie boeke waarin almal wat se name geskryf is, wat gered sal word. En dit word bepaal in hierdie hofsaak. Wat die eerste engel sê, ons studie word vanaf die begin word dit gebou op die fondasie van hierdie 3 engele boodskap wat gekry word in Openbaring hoofstuk 14 vanaf vers 6 tot by vers 12. So, die volk wat gered sal word, se name is in die boeke opgeskryf, en hierdie boeke is oopgemaak tydens die gereg wat gegaan sit het en 'n hofsaak wat begin het in Daniël 7. Dit is waar die hofsaak begin het, en as ons die eerste gedeelte van Daniël 12 vers 1 lees, dan gaan ons sien dit is die einde van die hofsaak wanneer Michael opstaan. So hierdie is die laaste boodskap wat in die wêreld verkondig word deur 3 engele, en die eerste engel praat ook van hierdie gebeurtenis van hierdie hofsaak wat begin, die oordeel. En dit is 'n tyd van benoudheid wat vir die wêreld kom, wat gaan oor aanbidding. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke, en hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En al die bewoners van die aarde, hierdie is 'n wêreldwye krisis, 'n wêreldwye benoudheid, 'n wêreldwye krisis ten opsigte van aanbidding. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Openbaring 20, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Vers 15 sê, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So familie, ten opsigte van Jesus se eerste koms, het hy gekom saggies, stil, soos 'n lam om geoffer te word. Kyk net die kontras tussen saggies, stil soos 'n lam, tussen die eerste en die tweede koms, hard soos 'n brullende leeu. Hy kom nie weer as 'n lam om geoffer te word nie, maar soos 'n brullende leeu, as heerser en koning van die heelal. Reg van die begin af, God die Vader in die tuin van Eden, as ook Christus toe hy sy voete hier op hierdie aarde gesit het, word daarvan beskuldig. Satan is nie net die aanklaer van ons broers nie, van ons as mensie, maar hy beskuldig vir God vals. So God die Vader en Christus word daarvan gebeskuldig deur Satan dat hulle dinge wegsteek. Hulle steek dinge weg. In ander woorde, hulle doen goed in die geheim. Want ons praat oor die geheime wegraping. Maar as ons kyk na die laaste boek in die woord van die Here, Openbaring, die naam sê self om te oop
openbaar, om dit oop te maak, om dit bekend te maak, om misleiding bekend te maak. En die boodskap wat die Here vir ons gegee het, Openbaring 14 vers 6 tot vers 12, dit is die laaste boodskap vir hierdie wêreld. Van by vers 14 kom die Here Jesus Christus op die volke van die hemel. Familie, daarom is hierdie boodskap vir ons van kardinale belang, want God steek niks weg nie. Die laaste boek is 'n profetiese boek, die boek van Openbaring met 'n profetiese boodskap, die laaste boodskap vir hierdie wêreld. Voor Jesus kom Satan nou nie van hierdie boodskap nie, want dit maak misleiding bekend. God weet dat in die dag as julle daarvan eet, dit is Satan se aantekening wat hy gemaak het. God wil nie hê julle moet daarvan eet nie, want hy weet, die feit dat hy weet en hy wil hê julle moet weet nie. Hy steek iets weg, hy doen dit in die geheim. Hy weet dat in die dag as julle daarvan eet, dan sal julle soos God wees, deur goed en kwaad te kan ken. Vir die Here Jesus Christus, hy was mos ook beskuldig. Hier is God die Vader wat beskuldig word in die tent van Eden. Die Here Jesus Christus, die hoëpriester, ondervra Jesus toe oor sy disippels en oor sy leer. Jesus antwoord en sê, ek het rond dit. Hy sê eintlik, ek het openlik, soos die boek se naam ook sê, ek het Openbaring. Hy sê, ek het openlik tot die wêreld gespreek. Ek het altyd in die sinagoge geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader. En in die geheim het ek niks gespreek nie. En hulle het hom in die oog gehou en spioene. So hulle is die mense wat dinge in die geheim doen. Satan en sy diensknegte. Selfs hierdie diensknegte is die hoëpriester. Dit is die geestelike godsdienstige leiers van die dag wat self mislei was ten opsigte van die eerste koms van die Here Jesus Christus. Hulle het hom in die oog gehou en hulle het die karakter van Satan weerspieël deur in die geheim. Hulle het spioene gestuur wat gefeins het dat hulle regverdig was, sodat hulle hom op 'n woord, hulle wil probeer om vir hom lokvalle te gestel het. So dit is hulle wat dinge in die geheim doen, so Satan en nie die Here Jesus Christus nie. Hulle het in die geheim spioene gestuur om hom dop te hou, om hom op 'n woord te betrap, om hom oor te lewer. En kyk, dit is hulle se motiewe, hulle se donker motiewe, om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur, net soos hulle sal doen in die laaste dag met die kinders van die Here. Maar die dag van die Here sal kom ten opsigte van sy tweede koms. Die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. En ons weet mos hoekom 'n dief. 'n Dief kom wanneer ons aan die slaap is en wanneer ons dit nie verwag nie, en hulle beweeg in die duisternis geruisloos, sodat hulle kan vir ons oorweldig, sodat hulle ons kan onverwags kan betrap. So, die koms van die Here sal wees soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Maar julle, my broeders, julle is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. In ander woorde, om te kom soos 'n dief beteken nie dit is in die geheim nie. Want daar is kinders van die Here wat nie in die duisternis sal wees nie, wat nie mislei sal wees nie, wat die tekens in die woord van die Here ken ten opsigte van sy tweede koms, net so ook by sy eerste koms. Maar Satan, hy het die kerk mislei. Ons het dan nou Jace hier gesien, dit is Jace die hoëpriester wat vir hom ondervra hier, en dit is hulle Jace wat in die geheim in dinge gedoen het om Jesus te probeer vang, omdat Satan hulle mislei het. So Satan het die kerk mislei oor die eerste koms van Jesus, en dit is presies dieselfde nou met die tweede koms van die Here Jesus Christus. As ons kyk na die eerste koms, die kerk het gesit met die profeseë. Hulle het gesit met die profeseë wat vir hulle gewys het ten opsigte van die lam wat hulle moes geslag het en hulle se sonde opgebelei het. Hierdie lam sonder gebrek, vlekloos, wat die Here Jesus Christus sondeloos simboliseer, wat sal kom om die wêreld van sonde te verlos. Die kerk het gesit met die profeseë, maar
Hulle was so mislei deur Satan dat hulle die ware lam geslag het, die Here Jesus Christus, tydens die fees van Pasga. Hulle het die wet gehad, maar hulle het die lam geverwerp. En die Christene vandag sê, ons het die lam, maar hulle verwerp die wet. So dit is presies dieselfde misleiding wat Satan het. Ons doen presies dieselfde as wat die Jode gedoen het. Hulle het die profesie gehad, hulle het die wet gehad, maar hulle het die lam geverwerp. Ons nou weer die Christene vandag sê, ons het die lam, ons het Christus, maar ons verwerp die wet, die 10 gebooie. Satan is die stigter, dit begin by hom. Satan is die stigter van misleiding en wanorde, en hy vermeng graag die waarheid met sy leuns, en so maak hy die mense deur mekaar, hy verwar. Satan se misleiding maak die kerk gereed vir sy eie verskyning, want as ons nie weet hoe die Here Jesus Christus sal kom, as ons nie sy koms verstaan, soos wat dit is, dan is ons harte gereed vir Satan om te verskyn. Selfs wanneer hy kom en aan ons verskyn en aan die wêreld verskyn, soos Johannes vir hom sien in Openbaring, in die tempel in. So, sy misleiding maak die kerk gereed vir sy eie verskyning, en diegene wat mislei is, hulle sal verseker Satan se vals koms aanvaar, want daar is niks wat ons beskerm teen hierdie valse koms van hom nie. En hy gee vals hoop om nie verdrukking te sien nie. Die is die kersie op die koek, die is die beste wat die geheime wegraping vir ons kan doen. Dit is al voordeel wat die geheime wegraping vir ons inhou. Dit gee vir ons 'n valse hoop dat ons nie verdrukking sal sien nie. En as ons onder die indruk is en oortuig is dat ons nie verdrukking sal sien nie, daarom is dit nie vir ons nodig om vir ons voor te berei vir 'n tyd van benoudheid, soos Openbaring 13 sê, waarin die kinders van die Here nie kan koop en verkoop nie, behalwe as hulle die merk van die dier gaan vaar het, wat gaan oor aanbidding, en hulle sal onvoorbereid wees, soos die dwaase magde wat die olie het. En die olie is die woord van die Here, die Heilige Gees van die Here. Satan se geheime wegraping sê vir ons dat daar sal 'n tweede kans wees om te bekeer vir diegene wat dan agtergelaat word. En daar sal 'n tweede geleentheid wees om reg te maak met sonde. Dit sê vir ons dat ons kan voortlewe van dag tot dag soos normaal. Maar as ons kyk wat sê die woord van die Here, die woord van die Here sê, ten opsigte van die tweede koms, sê die woord van die Here, soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees. Die tweede koms sal wees soos dit in die dae van Noag was, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink. Om te eet en te drink is mos nie sonde nie. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Hulle het geëet en gedrink, want daar sal 'n tweede kans wees om reg te maak met sonde, so ons kan lewe as normaal. Eet en drink, lewe as normaal. Getrou en in die huwelik gegee. Ons kan aangaan met ons sake, totdat die sonvloed gekom het en almal vernietig het. En hierdie vernietiging, die sondevloed, het gekom en hy het weggerap. Hy het weggevat. Hy het sonde weggevat, hy het die goddelose weggevat. En hierdie is eintlik in die regte konteks of regte perspektief waarin ons die wegraping, hierdie wegraping, ons sal nou sien vorentoe gaan dit duideliker word. Kom ons lees net aan. Nog 'n voorbeeld, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot, lewe as normaal. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, totdat die vuur en die swavel gekom het. So, vir wie kom dit soos 'n dief? Dit kom soos 'n dief. Onthou wat het ons hier gesê, dit kom nie 'n
soos 'n dief in die nag, onverwags vir die kinders van die Here nie, want julle my broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. So vir wie kom dit soos 'n dief? Dit kom soos 'n dief vir ons wat ongelowig is. Ons glo nie, en dit gaan ten opsigte van hierdie woord van die Here wat die Here vir ons gegee het, die boodskap om vir ons misleiding bekend te maak, want dit is net die waarheid wat vir ons kan vrymaak van misleiding. So ons is ongelowig, ons glo nie, ons is sorgeloos, ons het geen kwyling nie, ons het 'n tekort aan niks, ons is geestelik in die slaap, ons is wêrelds, ons het 'n wêreldse uitkyk en 'n wêreldse persepsie van en 'n wêreldse mindset, as ek dit so kan stel, het ons. En ons is onvoorbereid. Goddelose wat in die duisternis, gewoonlik is daar een of ander duisternis steeds in ons lewe in, waarmee ons besig is, bewustelik of onbewustelik. En ons ignoreer God se oproep tot bekering en gereedheid, want dit is wat hierdie boodskap maak. Hierdie boodskap roep ons tot bekering, om vir ons te sê die deur van genade is steeds oop, maar dit sal nie vir ewig oop is nie. Hierdie deur is besig om toe te gaan. Daarom moet ons vir ons gereed maak, soos wyse maagde. Vir wie kom dit nog soos 'n dief in die nag? Vir diegene wat deur Satan verblind is. Soos 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die God van hierdie wêreld is besig om die sinne te verblind, vir diegene wat besig is om verlore te gaan. Vir diegene wat 'n valse sekuriteit aanvaar, wat kom deur hierdie geheime wegraping. Ons kry 'n valse sekuriteit, daar is geen rede om voor te berei nie, daar is geen benoudheid wat ek sal sien nie. Ons aandag word afgelei, en daar is so baie dinge wat ons aandag aflei, dat ons nie kan aandag gee en aandag skenk aan hierdie boodskap van redding nie. Daar is te veel dinge wat ons aandag, of het ons werk is, of vriende is, of stokpertjies, of wat het ook al mag wees, besighede, geld maak, daar is klomp dinge wat ons aandag aflei. Of ons spotters, van die spotters sê, ja, hierdie woord van die Here word dan so lank verkondig, die Here kom, maar hy het nou nog nie gekom nie. So, dit sal soos 'n dief kom. En vir diegene wat steeds 'n liefde het vir sonde, en dan hierdie een is hartseer. Ons, soos in die dae van die Here Jesus Christus, het sal ek maar sê, die gemeente het gekyk na hulle se geestelike leiers, en hulle het gewonder, nou hoekom aanvaar hierdie manne, hierdie is dan tog ons leraars, hierdie is die manne wat tog vir ons die skrifte leer, hoekom aanvaar hulle dan nie hierdie Christus, hierdie Messias nie? Hulle volg leraars, as die leraar vir Christus aanvaar, dan sal ons hom ook aanvaar. So as die leraar nie vir ons kom iets anders sê ten opsigte van hierdie geheime wegraping nie, maak nie saak wat hierdie broer nou vir ons sê nie, maak nie saak wat ons saam met hom kan lees hierdie, maak nie saak wat die woord van die Here vir ons sê nie, ons sal ons sterre afvee aan hierdie woord van die Here. Ons harte waak en bid nie, want ons het 'n valse sekuriteit en ons is sorgeloos, ons kwel nie vir ons oor hierdie dinge nie, want ons sal hier is nie. Familie, kom ons kyk wat sê Jesus vir sy disippels. Hy praat nie met iemand anders, hy praat met sy disippels. En hy sê, Satan sal hulle vervolg. In ons volgende Bybelstudie sal ons presies sien, agter wie Satan aangaan in Openbaring 12 vers 17. Agter diegene wat die gebooie onderhou en wat die getuienis van Jesus het, wat die gees van profesie het. So ons sal ons sien. Maar hier praat hy met sy disippels, met sy kinders. Hy sê, wees julle vir julle self, wees op die hoede, want hulle sal julle oorlewer. Die is mos benoudheid. Ons wil die geheime wegraping leer vir ons sal die benoudheid ervaar. Wees vir julle self op die hoede, want hulle sal julle oorlewer. Aan regbanke en in sinagoge sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis,
En die evangelie moet eers aan die nasies verkondig word. Wie moet die ewige evangelie verkondig? In Openbaring, die eerste Engelse boodskap in Openbaring 14 vers 6. Wie moet hierdie evangelie verkondig? Sy disippels, want hier praat nie met sy disippels en sy disippels wat na hierdie kom. Want hierdie moes ook hierdie evangelie verkondig word en dit kry 'n vervulling tot in die laaste dag. Die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle kwel oor wat julle sal spreek nie en moenie daaroor dink nie. Maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. So dit is sy disippels. Hoe sal die Heilige Gees sondaars vul? En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, volhard, sy kinders, sy disippels, deur benoudheid, moet sy kinders moet volhard tot die einde toe, dan sal hy gered word, soos Daniel 12 vers 1 sê, almal wie se name opgeskryf is in die boek sal gered word. Jy moet volhard, dis aan met sy kinders wat hy praat. Satan en sy arbeiders. Jesus antwoord en sê vir sy disippels, terwyl hulle vir hom vra oor sy koms, pas op dat niemand julle mislei nie, want dit is Satan se werk nie. Want baie sal onder my naam kom, hulle sal onder sy naam kom en sê, ek is die Christus. En dit is waarom ek gesê het, Satan berei ons harte voor om sy vals boodskappe te ontvang, as ons die ware boodskap ken nie, as ons mislei is. Hy sal kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei en ons kan nou al sien as baie mense wat mislei is. Want sulke mense is valse apostels, hulle is bedrieglike arbeiders van Satan, wat hulle self verander in apostels van Christus. Al maak nie saak in wie en wat hy is, wat 'n mooi toga hy aan het nie, maak nie saak wat 'n titel hy het nie, as hy nie praat volgens hierdie woord nie, dan is hy 'n bedrieglike arbeider. En geen wonder nie, want Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Die woord van die Here sê vir ons, die mens van sonde moet eers geopenbaar word. En hierdie mens van sonde, wat hiervan gepraat word in 2 Tessalonisense 2 vers 1, is dieselfde ene wat van gepraat word in Daniel 7 vers 25, wat die tye en die wet verander, wat die 10 gebooie, die 4de gebod, van Saterdag af na Sondag toe verander het, die gebod ten opsigte van die Sabbatdag. Hierdie mens van sonde, sonde is wetteloosheid, doen weg met die wet van die Here, die gebooie van die Here. So die woord van die Here sê ten opsigte, hy sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms, ten opsigte van die tweede koms van die Here. Ten opsigte van die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees asof die dag van Christus moenie deur mekaar raak ten opsigte van hoe die Here sal kom nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Hier sê die Here Jesus Christus dan. Hier vra hulle, gaan kyk net die by Matteus 24 vers 1, 2 en 3. Hulle vra vir hom oor sy tweede koms. En Jesus antwoord en hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Hier word dieselfde ding gepraat, ten opsigte van die wederkoms met die oog op die koms van die Here Jesus Christus. Moenie deur mekaar raak, moenie julle se verstand verloor nie, moenie verskrik word nie. Maak nie saak of dit deur 'n woord is of deur 'n brief, maak nie saak wie dit is wat dit kom verkondig. Die koms van die Here sal nie plaasvind nie, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, eers moet daar 'n afvalligheid kom. Eers moet die afval kom en die mens van sonde, hy word genoem die mens van sonde. Sonde is wetteloosheid. Hy staan nie vir die 10 gebooie nie, daarom het die tye en wet verander, maar eers moet die mens van sonde geopenbaar word. 2 Tessalonisense 2, dit is die mens van sonde. Hier word hy genoem die klein horingkie, in Openbaring 13 die eerste dier wat uit die see uit opkom, en dit is die merk van die dier. Met die oog op die wederkoms moet hierdie krisis van die merk van die dier eers plaasvind, tesame met 'n tyd van benoudheid.
Openbaring 20 vers 4 sê ek het die trone gesien, dis Johannes wat geskryf het. Hy sê ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is. So hier is van diegene wat deur 'n tyd van benoudheid kom en Johannes het hulle gesien. Hy sê ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En vir wie sien hy nog? Hy sien die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie. In ander woorde wat deur hierdie tyd van benoudheid gegaan het. Want die wat die dier en sy beeld nie aanbid, hulle kan nie koop en verkoop nie. En Openbaring 13 sê dat hulle sal gevervolg word tot die dood toe. En dit is die tyd van benoudheid wat Daniël 12 vers 1 van praat. So hy sien die wat geonthoof is, die wat die dier in sy beeld gaan bid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lang. So, ten opsigte van die geheime wegrapping se leerstelling, waar pas hierdie benoudheid in, want ons sal nie benoudheid sien nie, maar hier word die benoudheid geplaas voor die 1000 jaar millennium, want hierdie word ook gesien dat hulle saam met Christus regeer 1000 jaar. So die enigste wegraping wat wegvat, die enigste wegraping is die grimmigheid van God. Dit is die derde engelse waarskuwing. Hierdie derde engel in die boodskap van Openbaring 14 vers 6 tot by vers 12 vers 9, hierdie is die derde engelse waarskuwing. Dit is 'n boodskap oor aanbidding, dit is 'n waarskuwing oor aanbidding, dit is 'n misleiding van Satan voor die koms van Christus oor aanbidding, waarin hy die hele wêreld mislei ten opsigte van die gebooie van die Here. Hierdie mens van sonde, hierdie klein horingkie, hierdie eerste dier wat uit die see uit opkom. So, die derde engel waarsku ons teen hierdie valse stelsel. En die derde engel sê vir ons, en dit is die krisis wat plaasvind voor Jesus kom. Hierdie boodskap word reeds nou al verkondig. Almal wat glo in die geheime wegrapping hoor ook nou reeds die boodskap in die woord van die Here sê, almal sal dit hoor. So, dit is 'n grimmigheid, dit is 'n waarskuwing teenoor die haat, die straf vir sonde. Dit is die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. As ons kyk, dit word vir ons gesê, dit sal wees, die kom sal wees soos die dae van Noag. Noag, die regverdige, het in die lewe en agtergebly. Sy lewe was behoue. Hy het oorleef, sy lewe was gespaar. En dit was 'n seëning om agter te bly. Die geheime wegraping skep vir ons die prentjie dat dit 'n seëning is om weggevat te word. En dit is nie so goed om agter te bly nie. Maar as ons kyk na die voorbeeld in die dae van Noag, dan sien ons 'n teenoorgestelde prentjie. Dit was 'n seëning om agter te bly, om soos die film wat ons ook kry, in Engels en wat hulle sê left behind. Ons moet tog bid dat ons nie agter sal bly nie, maar eintlik as ons kyk na die voorbeeld, omdat die woord van die Here sê, die koms van die Here sal wees soos in die dae van Noag, wil ons graag agter bly, want as ons agter bly, dan gaan ons se lewe gespaar word. Net soos die dae van Noag was, so ook sal die koms van die seun van die mens wees. Die vloed het sondaars weggevat, want die vloed symboliseer die grimmigheid van God, die haat, die straf wat die derde engel vir ons van waarsku. Moenie met hierdie stelsel gaan nie, anders sal jy drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is. Ja, daar is 2 dreigemente. Satan dreig die kinders van die Here ten opsigte van hierdie benoudheid dat die kinders van die Here nie sal kan koop nie en ook nie kan verkoop nie, en dat hulle vervolg sal word tot die dood toe. Daarom die geheime wegraping sê vir ons sal nie hier wees nie, maar die Here het nou vir sy disippels gesê, hierdie ewige evangelie, hierdie eerste engelse boodskap, dit stem ooreen met Matteus 24 wat ook sê, hierdie evangelie moet eers aan die hele wêreld verkondig word, dan sal die einde kom. Dit moet deur sy disippels verkondig word. Daarom het die Here vir sy disippels gesê, wie volhard tot die einde deur hierdie benoudheid sal gered word. So die vloed het sondaars weggevat. Die vloed, die water het hulle weggevat, die water het hulle doodgemaak. Dit is hierdie banvloek wat hulle mee getref was. Net soos dit was in die dae voor die sondevloed, toe hulle geëet en gedrink het. Hier kan ons weer sien, lewe as normaal. Want ons gaan weggeraap word.
Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en in die huwelik uitgegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en hulle het dit nie verstaan voordat die sonvloed gekom het. Hulle het nie verstaan nie. Hulle was in die duisternis, hulle was mislei. Hulle het nie verstaan nie, want daar sal 'n tweede kans wees om jou hart en jou saak reg te maak ten opsigte van sonde, ten opsigte van bekering. Hulle het dit nie verstaan nie voordat die sonvloed, kyk hoe word dit genoem, dit word genoem die sonvloed. Die sonvloed is 'n banvloed. Daar het niks tot die diere moes ook in die ark ingegaan het, daar het niks op hierdie aarde oorgebly. Die sonvloed het gekom en almal weggevoer. Daar is 'n wegrapping, 'n wegvoer. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. 'n Wegraping waarin die wat weggerap word doodgemaak. Daar sal 2 diensknegte wees, 2 preekstoele. Daar sal 2 op die land wees, 2 op die land, 2 diensknegte wat besig is om die woord van die Here te verkondig. Daar sal 2 diensknegte wees, 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. 2 kerke, en hierdie is profeties, hierdie is simbolies, hierdie is nie letterlik, die is nie letterlik 2 in die land in, die een word gevat en die ander een word gelos. 2 vroue, 'n vrou simboliseer 'n kerk, 2 vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. 2 wat wag in die graf, en ek sê vir julle, in daardie nag sal 2 op een bed wees. Die een sal aangeneem en die ander sal verlaat word. Die woord van die Here sê in Engels ten opsigte van die 2 wat op een bed lê, hy sê dit is 2 mans. I tell you, in that night there shall be 2 men in one bed. The one shall be taken and the other shall be left. In ander woorde, as hierdie 2 mans is, hoekom sal 2 mans in een bed inslaap? As ons dit nou moet vat as letterlik, as 2 mans in een bed inslaap, wat probeer ons van dit maak? 2 mans slaap in een bed, probeer ons dan sê dit is 'n man wat met 'n man slaap, seksueel slaap of verkeer in 'n verhouding en is homoseksueel. As ons dit nou moet vat as letterlik, probeer ons dan sê, okay, dit is 2 mans wat in so een bed slaap in 'n verhouding en slaap, die een sal aangeneem word, die ander een sal weggeneem word. Dan sê ons eintlik, dit is reg vir 2 mans om in een bed in te slaap, want sy sal steeds aangeneem word. As die woord van die Here dit sal noem as 'n sonde, dan sê ons die sal in jou sonde gered word. Daarom kan dit nie letterlik wees nie. Hierdie is simbolies. So dit wys vir ons daar sal 2 diensknegte wees, 2 preekstoele, 2 boodskappe, 2 kerke, 2 wat in die graf in lê. 2, want die graf word geïllustreer en gesimboliseer deur die slaap van die dood. So 2 in die graf in, 1 gaan aangeneem word, die ander een gaan verlaat word. Die wat gevat is, as ons kyk na al hierdie voorbeelde, as ons kyk na die vloed van Noag, daar gaan ons sien, die wat gevat is, almal wat weggevoer is, die sondevloed wat weggevoer het, hulle het lewe gevat, hulle het sondaars se lewe gevat, hulle het sondaars doodgemaak, hulle het gekom om sonde met die banvloed uit te wis, as ek dit so kan stel. So die wat gevat is, wat hulle se lewe is gevat, hulle is gedood, niemand van hulle mag agterbly nie. Hulle word die goddelose genoem. So ten opsigte van hierdie 2 diensknegte, 2 preekstoele, 2 boodskappe kan ons sien in Matteus 24 van vers 45 af. Hier is 2 diensknegte. Hier is die eerste een. Die woord van die Here vra, hy word genoem die getroue en verstandige diensknegt. Wie is die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op tyd te gee? Om voedsel op tyd te kry beteken ek kry nie ontbyt wanneer ek moet middagete kry nie, ek kry nie middagete wanneer ek moet aandete kry nie, alles is op tyd. Daar is 'n maaltyd wat die Here uitgesit het vir 'n spesifieke tyd. En die boodskap wat die Here vir ons gegee het vir die tyd waarin ons lewe, voor die koms van die Here Jesus Christus, by vers 14, is Openbaring hoofstuk 14, 6 tot 12. By vers 14 kom hy, voedsel op tyd, hierdie is die voedsel op tyd, hier is die boodskap vir die tyd wat ons in lewe. So, daar is 2 diensknegte, 2 preekstoele. En die een wat hierdie voedsel op tyd gee, hierdie boodskap, hy word genoem die getrou en verstandige diensknegt.
Want dit is die boodskap wat die Here gegee het, soos ek gesê het, Satan mislei, Satan verwar, Satan vermeng. Hierdie boodskap is net waarheid wat vir ons kan vrymaak van misleiding, en dit is die boodskap, dit is die voedsel op tyd. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Here as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal kom, sal hom oor al sy besittings aanstel. Hier is die ander diensknegt, hy word genoem die slegte diensknegt. Maar as die slegte diensknegt in sy hart sê, my Here tel hom om te kom, so hy sê nee, die koms van die Here is nog nie naby nie. En al hierdie ander dinge wat vir ons, want tel hom, maak ons gerus. Maak ons gerus, daar's nog tyd. Hierdie ene sê vir ons, daar's nie meer tyd. Hierdie een sê vir ons, nee, die koms van die Here is nog ver. En hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink. Hierdie is die wyn van Babylon wat gekry word in die tweede Engelse boodskap, wat die gedagtes en die verstand verwar ten opsigte van die woord van die Here. Maar hierdie slegte diensknegt, wat nie die voedsel op tyd gee nie, wat self ook nie eet van die voedsel op tyd nie, want hy eet en drink, saam met dronkaards wat verwar is deur Satan se slangtaal, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie. So vir hom kom hy soos 'n dief in die nag. Soos 'n dief in die nag vir ons wat gaan agter leraars aan. En ons gaan nie agter die woord van die Here aan nie. Ons leraars sal ook kom vir onverwags, of hy sal ook verbaas staan wanneer hierdie dag kom en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinsdes maak, daar sal 'n geween en 'n gekner van tande wees. Nou as ons kyk na nog 'n voorbeeld, in die tyd toe Israel uit Egipte uitgetrek het, toe was daar 'n volk Amalek. Amalek het in hulle se pad ingestaan en die Here God het 'n boodskap gegee vir Samuel om vir Amalek, die Here het geonthou wat Amalek gedoen het, en die Here het vir Samuel gestuur, en Saul het 'n boodskap gekry. Saul moet vir Amalek met die banvloed gaan tref. Hy moet hulle doodmaak. Hy moet wegvat soos die sonvloed. Hy moet wegvat man, vrou, kind, seugeling, kameel, esel. Daar moet niks oorbly nie. Maar wat Saul gedoen het, Saul het vir Agag het hy gespaar. God sê gaan verslaan hulle met die banvloed. Nee, hy is nie ten volle gehoorsaam aan die woord van God nie, en hy tref nie met die banvloed nie. Hy het die bestes wat volgens hom die beste is. Hy sien nou, hy is beter as God. Hy kan beter, God is besig om 'n fout te maak. Hy het die bestes van die diere, en dit wat hy in waarde gevind het hy gespaar. En dit volgens sy oordeel wat veragtelik en vervalle was, sieklike diere. Alhoewel God gesê het, maak alles dood, het hy gebesluit, nee, dit wat vir hom in sy oog waardevol is, het hy gehou, en wat veragtelik is, het hy doodgemaak. Die woord van die Here sê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword. Hy was halfpad gehoorsaam. En dit is 'n waarskuwing vir ons ook. Hy het van my afvallig geword en hy het my woord nie uitgevoer nie. Toe het Samuel baie kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseën wees deur die Here. Hoor wat sê Saul. Saul lewer getuienis. Saul sê, ek het die woord van die Here uitgevoer. Hy het dit uitgevoer halfpad, want hy het nie alles met die banvloed getref, hy het nie alles doodgemaak, hy het nie alles weggevat nie, hy het nie alles weggeraap nie. Hy het besluit wat vir hom in sy oog van waarde is. Hy het vir Agag en hy het van die diere het hy gespaar wat van hom vir hom die beste is. Maar dan kom hy tog en hy sê, ek het die woord van die Here uitgevoer. Dan vra Samuel vir hom, wat van 'n gebler van kleinvee is dit wat ek hoor? Die gebulk van beeste. Hy lewer getuienis en die diere getuig teen hom om te sê, maar hier is ons lewe het ons nie doodgemaak het. Daarop sê Samuel vir hom, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry.
ons wat wederstrewig is teenoor die woord van die Here. Dit is 'n sonde van waarsêry. Dit is so goed as wat ons konsulteer saam met demone, want dit is al, as dit nie die Heilige Gees is waarna ons luister, dan luister ons na demone. Eie sinnigheid is afgodery en beeldediens, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Nou in ons dae word dit gesê in Jesegiel hoofstuk 9, die Here kom en sê, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Familie, en hierdie is hierdie krisis wat ons kry in die laaste dae. Of ons kry hierdie teken, die seël van God op ons voorhoof, of ons ontvang die merk van die dier. En as ons die teken op ons voorhoof moet kry, wil hê, dan moet ons deel word van die manne wat sug en steen oor al die gruwels, oor al hierdie misleiding, oor die geheime wegraping en al hierdie dinge wat Satan mee besig is. In die lig wat skyn ten opsigte van die 3 engele boodskap in Openbaring 14 vers 6 tot vers 12, want die eindelike mislukking op die einde van die dag waarin hy die kerk en die staat bymekaar bring, is ten opsigte van die 10 gebooie van die Here. So, om die teken, die seël van God te ontvang, moet ons sug en steen oor al die gruwels wat gedoen word, maar aan die ander sê hy, voor my ore, trek agter hom aan, terwyl die een engel uitgaan en die kinders van die Here seël, net soos wat dit gedoen word, of gedoen was, in die middernag, toe hy vir Israel uit Egipte uitgelei het. Daar was 'n teken gewees, die bloed van die lam teen die deurkosyn en teen die vensterrame, en die doodsengel wat agterna gekom het, as daar nie die teken gewees was op die deurkosyn en vensterrame, dan het hy getref met die dood daarso. En dit is wat hier gebeur. Die teken word gegee ten opsigte van aanbidding, soos die 3 engele boodskap vir ons leer, maar aan die ander een het hy gesê, trek agter hom aan en slaan. Laat julle se oogie verskoon nie, met die banvloed vat weg soos die sonvloed weggevat het. Moet nie spaar nie, is enigstes wat gespaar word, is die wat nie die merk van die dier het nie. Nie die wat in die geheimen weggeraap is nie. Jy moet die seël van God ontvang. Hoekom sal hy vir Israel op so 'n wyse, wie was weggeraap in Egipte in, voor hierdie engel in hierdie gebeurtenis plaasgevind het? So hy sê aan die volgende ene sê, moenie verskoon nie, moenie spaar nie, slaan dood almal, grysaard, jong manne en jong dogters en kinders. As ons sal kyk na Openbaring 13, dan gaan ons sien daar is kinders ook wat die merk van die dier ontvang. As ons kyk na die dae van Sodom en Gomorra, in die tyd van Lot, daar was kinders ook wat saam met die groot manne gestaan het, Lot se huis omsingel het, om saam met die engele seks te gehad het. So slaan dood. As jy nie die seël van God het, as jy nie die teken op jou voorhoof het van God, dan ontvang jy die merk van die dier, slaan dood. En dit is die waarskuwing van die 3de engelse boodskap. Kinders, vroue, tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is, en begin by my heiligdom. Begin by my heiligdom, hulle wat die woord ken en wat nie daardeur geheilig is nie. En al hierdie ander valse leraars. En hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was. Familie, net kortliks, vir u 'n idee gee waar staan ons nou in tyd. Ek sal nie uitbrei hieroor nie, ek gaan net hier deurgaan met die verloop van tyd. As jy belangstel, bly kyk na hierdie Bybelstudies. Ek wil dit nie lank maak nie, ek is nog klaar 43 minute, ek wil dit probeer net 'n uur maak, so ek gaan nou maar net hier deur. Hier waar ons is nou hier, hierdie hele krisis ten opsigte van benoudheid, dit gaan oor die merk van die dier of die seël van God. Dit is waar ons is, en dit is waaroor alles gaan. Misleiding van Satan gaan oor die merk van die dier, die seël van God. Lees hierdie boodskap, dit gaan oor die gebooie van die Here. Dit is 'n boodskap wat verkondig word voor Jesus kom. Ons is hierso. Die oordeel van die dooies het reeds plaasgevind, soos ons gesê het in Daniël 12 vers 1, toe begin het hierso, die boeke is oopgemaak. Almal wat se name in die boeke opgeskryf is, sal gered word. Daniël 7 het gesê die geregtigheid gaan sit en die boeke is oopgemaak. Die eerste engel sê, oordeel, die uur van God se oordeel het gekom, aanbid hom met die see en die waterfonteine en alles die dinge geskaap het. So, die uur van sy oordeel
toe dit aangebreek het, hierdie oordeel waarin die boeke deurgegaan is en almal wat se name in die boeke opgeskryf is wat gered sal word, dit is die begin van die oordeel. Dit het reeds plaasgevind. Ons is al reeds nou ons lewe in hierdie tyd waarin die oordeel van die dooies al reeds begin het. Hier waar ons nou is, die koring en die onkruid volgens die gelykenis van die saaier, die koring en die onkruid binne in die huis van die Here, binne in die kerk, wêreldwyd, die koring en die onkruid is steeds gemeng. So, ons moet onsself voorberei. Die geheime wegraping sê vir ons sal hier wees, so ons het nie nodig om onsself voor te berei nie, soos die dwaase maagde, want daar is 'n benoudheid op pad. Dit is waarom ons vir ons moet voorberei. So die geheime wegraping sê ons het nie nodig om voor te berei nie. Koring en die onkruid is gemeng, ons het nie nodig om voor te berei nie. Ons sal die benoudheid sien nie. En hierdie benoudheid, Jeremia noem dit is die tyd van die voedsoldate. En hierdie benoudheid raak net al hoe meer of al hoe erger. Ons is nou hier. Volgende stap is nasionale Sondag, is Engels en sê National Sunday Law. Dit is 'n Sondagwet wat sal inkom en wat besig is alreeds om vorm te kry. En in hierdie gebeurtenis sal die oordeel oorgaan van die dooies af na die oordeel van die lewendes toe. En dan begin daar 'n finale sifting tussen hierdie onkruid en koring. Want die onkruid en die koring op die einde van die dag, een en elkeen van ons sal net keuse maak, of die merk van die dier of die seël van God. Ons gaan deur hierdie benoudheid, sal ons staan vir die Here deur 'n tyd van benoudheid. Ons wat glo ons sal weggerap word, ons glo ons sal hier wees nie. Maar dit is waar ons is. Volgende stap is hierso, ons is voor die deur, volgens Openbaring 13. Hierdie eerste dier, die mens van sonde, hy is al reeds besig. Hy moet geopenbaar word en die mens van sonde. Die eerste dier, saam met die tweede dier in Openbaring 13, hulle is reeds besig om vorm te gee aan hierdie Sondagwetgewing. So as dit sal plaasvind, dit is voor ons deur, finale sifting beginne plaasvind, die deur van genade, soos in die tyd van Noag, waarin Noag het in die ark ingegaan, God het die deur toegemaak. Die wat binne is, was binne, hulle kan nie meer uitgekom het, en die wat buite is, kon nie weer ingegaan het nie. Toe die deur toegegaan het, toe was die deur van genade toe, en hulle se probasie het gesluit. So, ons is nou hier, die Sondagwetgewing, die deur van genade beginne toegaan, vir die kerk en vir individu, en u wat nou hierna kyk, sit jou naam hierso. Hier begin jou probasie gaan. As hierdie engel by jou kom ten opsigte van hierdie krisis, sal jy of die merk van die dier of die seël van God ontvang. So jy gaan vir ewig gered is, jou naam gaan bly in die boek van die lewe, of jou naam gaan uitgewis word en jy gaan verlore is. Die benoudheid is besig om te vermeerder. Jeremia noem dit eers die eerste gedeelte, die tyd van die voedsoldate, dan vermeerder die benoudheid, dit raak meer intens, en dit word genoem die tyd van die perderuiters. Onze voorbereiding is omdat ons nie kan koop en verkoop volgens Openbaring 13. Die kinders van die Here sal nie kan koop en verkoop, daarom moet ons vir ons voorberei. Maar geheime wegraping sal sê nee, koop en verkoop is nie vir ons sal hier wees nie. Omdat ons nie kan koop en verkoop, ons voorbereiding, hierdie is 'n voorbereiding ten opsigte eerste van sonde, en dan is dit 'n voorbereiding ten opsigte van hierdie krisis, van die kind van die Here. As jy bloeddrukpille nog by die apteek moet kry, ek was nou onlangs, was ek saam met my oom by Edgar's gewees, en hy het sy rekening gebetaal, en hy het net iets op die rekening gevat, en hulle het omtrent gesukkel om eers sy gesig te scan, om net by sy rekening in te gaan. So ons kan sien, hierdie dinge is al besig om plek te vind. So, ons voorbereiding ten opsigte van sonde, en dan sal daar 'n voorbereiding is, ten opsigte van die kind van die Here. Ons sal nie kan koop en verkoop, ons moet ons eie kos groei, en daar sal vervolging wees. En dit is hierdie 3 engele se boodskap. Dan is daar 'n 4de engel in Openbaring hoofstuk 18, wanneer die 4de engel vir ons sê, kom uit hierdie gevalle stelsels uit, kom uit daaruit. En tesame met hierdie tweede stap, is die laadreën besig om te val, om hierdie boodskap te bekragtig. Die derde stap is, die oordeel sluit vir die wêreld. Dit begin hier, begin die deur toe te gaan, daai wat ek gesê het, Daniël 12,
die eerste gedeelte, Michael staan op, dan sal er 'n tyd van benoudheid wees, dan sal almal wie se name in die boeke opgeskrewe gered is, en dan is die opstanding uit die grafte uit. So wanneer Michael opstaan, dan is dit die sluit van probasie. Dan gaan hierdie deur wat hierso by die tweede stap, wanneer hierdie deur begin toe gaan, hier is hierdie deur volledig, die ark se deur is toe vir die hele wêreld. En op hierdie punt het die hele wêreld, of jy het die merk van die dier, of jy het die siel van God, het jy hierso ontvang. Wanneer Michael opstaan, Openbaring 16 sê, dan sal die 7 laaste plaag val. En dan sal ons kinders van die Here hierso kon ons onsself voorberei het, omdat ons nie kon koop en verkoop nie, maar hierso beloof die Here self vir ons, dat sy kinders se brood en water sal verseker is. Ten spyte van hierdie benoudheid, Satan sal 'n doodsvonnis hê voor die tweede plaag, haar 7 plaag, die doodsvonnis wat sal uitgaan vir diegene wat nie wil sy merk en sy teken wou aanvaar het nie. So die benoudheid vermeerder. Dit is die eerste, tweede, hier is die derde stap van die benoudheid, die oorstroming van die Jordaan volgens Jeremia. Dan eers is dit die tweede koms van die Here Jesus Christus. Nou, hoe sal Jesus kom, my broers en my susters? Kom ons kyk hoe sal hy kom. Die woord van die Here sê, toe sy disippels hulle by Jesus toe hy opgevaar het na die hemel in Handelinge hoofstuk 1, toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, toe staan daar 2 manne, hierdie is 2 engele in wit klere by hulle, wat vir hulle sê, Galileese manne, waarom staar julle na die hemel en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog, dit sal 'n sigbare wêreldwye gebeurtenis wees. Hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Dis 'n geheime gebeurtenis nie. Ook hulle wat hom deursteek het, soos ons sal sien in Daniël 12 vers 4, en soos ons sien hierso, hulle wat hom gedeursteek het, Caiaphas hulle en daai manne. Die hele goddelose staan nie saam met die regverdiges op by die eerste koms, by die tweede koms van die Here Jesus Christus nie. Eers na die 1000 jaar millennium, dan staan al die res van die goddeloses op. So, net soos hy gegaan het, sal hy kom met die wolke van die hemel, elke oog sal hom sien. En soos weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Weerlig is sigbaar, weerlig maak lig. Dit is nie in die duisternis nie, dit is nie stilte nie, dit is nie in die geheim nie. Weerlig soms is baie hard. Hy sal sy engele uitstuur met harde, so hierdie is nie 'n sagte gebeurtenis nie, met harde trompet geluid, en die engele sal die wêreld vol is. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. En wanneer die seun van die mens, hy kom in sy heerlikheid, hy kom nie as 'n lam om tussen skape en donkies en beeste en mis en pierryke te kom lê nie, in 'n krib en 'n stal. Hy kom in sy heerlikheid, en in al sy heerlikheid, en al die heilige engele kom saam met hom. Hy gaan nie een engel in die hemel en agterbly nie. Dit is die heerlikheid waarmee hy kom. So dit is die sagheid, in 'n oogwink, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, dit sal geraas maak, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep is mos nie 'n gefluister, 'n geroep is hard, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die bassein, soos ons hier gelees het, van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer, en aan hulle sê, die Here sal brul. Hy kom nie meer as 'n lam, hy kom as die leeu van die stam van Juda. Die Here sal brul uit die hoogte, en sy stem verhef uit sy heilige woning. Geweldig sal hy brul, dit is my so mooi, oor sy woonplek. Soos druiwetrappers sal hy 'n vreugdige roep aanhef teen al die inwoners van die aarde. Ons God sal kom, hy kom, en kan nie swyg, hy sal nie stil wees, hy sal nie stil bly nie. Ons God kom en kan nie swyg. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig.
Wanneer hy kom, dan gaan oordeel uitgevoer. Dit is waarom hy meer van die dier se derde engel boodskap Openbaring 14 vers 9 vir ons waarsku dat ons nie moet die grimmigheid soos die sondevloed wat gekom het en weggevat het en doodgemaak het, die banvloed oordeel gaan uitgevoer word wanneer hy kom. Soos ons gesien het daarso wat gesê word vir die engel om te sê, die een engel moet gaan en hy moet hom hermaak en die ander engel moet hom volg en die ander engel moet wegvat. Almal wat die merk het. Soos ons gesien het in die uittog uit Egipte, alle huise waar die bloed van die lam gesmeer was in die deurposte en in die vensterrame, almal was weggevat. En as jy weggevat word, is jy met die banvloed getref, jy is doodgemaak, jou lewe is gevat. Die goddeloos het niks van die goddeloos moet agterbly. Nie so Saul wat gesê het, ek is gehoorsaam, hy was al pad gehoorsaam. Die vloed het gedoen wat Saul nie kon gedoen het nie. Of wat Saul, hy was wederstrewe gewees. So oordeel word uitgevoer, grimmigheid is op pad. Kyk, ek kom en my loon is by my om te vergeld. Nou hoe kan ons sê, daar is 'n geheime wegraping om elkeen te vergeld? Hy kom een keer en dan is die loon by hom, om elkeen te vergeld volgens sy werk sal wees. Dan sal die ongeregtighede geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, hy sal wegvat. Hy gaan oordeel uitvoer. En die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Tot niets sal maak beteken, hy sal hom doodmaak, hy sal hom vernietig, hy sal nie weer bestaan nie. 'n ander gelykenis het hy vir hulle voorgehou en gesê vir sy disippels, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, die vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die persprekkies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die diensheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoordde hulle, vijandige mense het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê ons moet dit gaan bymekaar maak? Maar hy antwoordde, nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak, die koring ook daarmee saam uittrek nie. Maar laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, om dit te vernietig as hy kom, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Familie, net om af te sluit, laaste paar gedagtes, die wegraping en die opstanding. Dit is een gebeurtenis. Dit is nie in twee fases verdeel nie. Eers Jesus kom, dan word sy kerk weggeraap, dan na 7 jaar, dan kom hy weer. Dan op die aarde 1000 jaar millennium. Nee, 1000 jaar millennium is in die hemel. Gaan lees vir Openbaring 20. En dit is een gebeurtenis, die wegraping in sy ware perspektief. Wanneer Jesus kom, die wat lewe word gaan die Here tegemoet in die hemel. Eerst is die wat in die graf is gaan opstaan, dan die wat in die lewe is gaan vir hom in die hemel tegemoet is. Daai is die wegraping by die koms van die Here. So die wegraping en die opstanding. Die wegraping kan nie die opstaan. Die wat in die graf lê, sal eers opstaan. Ons sal nie verhuil. Ons sal nie weggeraap word. Ons sal nie verhuil voor is. Eerste is een gebeurtenis, nie 2 fases nie. Wegraping eers en dan 'n latere koms word nie in die skrif gevind nie. Die wegraping is gekoppel aan die opstanding, soos wat ons hier kan sien. Dit is, ons sal nou sien by Daniël 12 ook, die wegraping is gekoppel aan die opstanding van die regverdige dooies en diegene wat Jesus gekruisig het. Want nie alle goddelose staan op een op die so, hulle is gekoppel aan mekaar, die gebeurtenisse. Openbaring 20 vers 5 tot 6 plaas die eerste opstanding aan die begin van die millennium, wat na die beeld van die dier, ek het dit myself voorheen nog vir u gelees, wat na die beeld van die dierkrisis en na die benoudheid en verdrukking gebeur. Die volgorde in Daniël 12 vers 1 tot 4 ondersteun ook nie 'n geheime wegraping nie, want volgens Daniël 12 vers 1 tot 4 kan ons sien Michael staan op, Christus staan op, die deur van problasie sluit vir die wêreld soos wat gewys het daar in die diagramma. En dit word gevolg deur 'n wêreldwye benoudheid wanneer Michael opstaan.
die benodigdheid. Ek het maar voor je geweest, daar is 3 fases, maar dit neem net toe in intensiteit. So dit word gevolg wanneer Michael opstaan gevolg deur wêreldwye benodigdheid, daar is definitief 'n wêreldbenodigdheid en God se volk gaan hierdeur, want hy sê in die tyd sal sy volk, sy mense verlos word. Dan vind die opstanding plaas, die regverdiges en sommige goddeloses. En volgens Daniel 12, daar kan ons ook sien, daar is geen tweede kans in die familie. So ons sal teleurgesteld wees, soos die disciples teleurgesteld wees, want hulle was net so misleid ten opsigte van die eerste koms. Hulle het valse verwagtinge gehad. Net soos ons ook, ons het valse verwagtinge, ons sal teleurgesteld wees. Hulle het 'n politieke verlosser verwag, hulle het onmiddellike en hulle het tydelike beloning en hulle verwag, en hulle was teleurgesteld. Hulle het verwag dat die Messias die Romeine sou omverwerp en vir Israel as 'n aardse koninkryk vestig, en dat Jesus in majesteit sou regeer op aarde. En vandag, die Christene soek nog steeds 'n aardse koninkryk. Ons sal teleurgesteld wees in ons verwagtinge. Christus het gesê, my koninkryk is nie van hier. Hulle het trone gesoek, hulle het posisies gesoek en krone, wat gepaard kom as hierdie regering sou geneem word, en hierdie koninkryk van Israel gestig sou gewees het. Hulle se gedagtes was gerig op profesie van oorwinning en glorie van die tweede koms in plaas van die eerste koms. Hulle het hom verwag soos hy nou sal kom, en ons is so mislei, ons verwag maar hy sal stil kom soos 'n lam, terwyl hy moet kom soos 'n leeu. Hulle was teleurgesteld, want toe Jesus het die storie bevestig, toe hy vir hulle vertel van sy komende lyding en toe hy praat oor sy dood, het Petrus eerder vir hom bestraf en gesê, mag dit toch nie so wees nie. Jesus het hom aan arrestasie, verhoor en kruisiging onderwerp. Hy was bespot, geslaan en aan 'n kruis vasgespijker. By sy arrestasie het hierdie disciples in vrees en in wanhoop gevlug, en alle hoop was vir hulle verlore, terwyl hy in die graf gelê het. Hy sê vir my en vir u sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hoe moet ek die wêreld oorwin? Familie, vra maar vir jouself die vraag af, saam met wie praat hy hier? Praat hy saam met sy disciples? Hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, jy moet maar self besluit saam met wie hy hier praat, of gaan vra maar weer die leraar, maar ons sal teleurgesteld is.